vir die Here. Ons is honger vir sy woord. Maar sy woord gaan iets doen. Dit moet iets doen in jou lewe. Dan moet iets begin groei. Jy eet nie net omdat, ja, ons eet omdat lekker is en dan lyk jy op 'n sekere manier, maar jy eet eintlik met 'n doel. Dis om te groei, om daar's 'n doel, daar's 'n uitkoms waartoe jy werk, jy eet met 'n doel. En vanoggend wil ek vir jou vra, eet jy die woord met 'n doel? Om vir jou antwoorde te gee vir jou lewe, om vir jou te kan sê hoe moet ons lewe doen, om dinge in jou lewe te kan transformeer. Dis hoekom ons na die woord kom luister. Dis hoekom ons na die woord eet. Ons 'n rede daarvoor. So vanoggend gaan ons bietjie weer, ons gaan bietjie aan. Ek maak nou vandag klaar, hoor. Okay. Maar ons gaan nog bietjie aan. Ons moet nog net 'n klein bietjie 'n paar goedjies doen. So verlede week was ek bietjie skuld oom Lappies. Jy het vir die hele week die skrif reg geraai. Dis al jare nog maar nie, so ek weet nog nie wie is en is dit. Ek sê net nie chocolates nie. Okay, nee, fantasties, maar dan is dit goed, dis goed. Well, ja, nou begin hulle die vooruit al vat, hè? Right, waar was ons verlede week? Julle, waar het ons gekyk het verlede week? By die kerk, okay, in die woord, waar was ons in die woord? Kom. Ek luister. Yes. Ons was daar, dit is onlangs antwoord. Die ander skrif wat ons was? Wat? Wie het dit gesê? Steek jou hand op gaga. Wat? Hier agter, hierso. Oh my word. Christelie. So ja. Johannes 13. Ons is by Johannes. Ja, ek kan definitief. Sy sê net Mr. Delivery. Dis goed. So ons is in Johannes 13 gewees, ons het gepraat oor opofferings. Of opofferings verwys na ons gaan iets 'n verlies aan hê. Nou julle. En ons het na Jesus gekyk en ons het gesien hoe hy homself opgeoffer het en wat het hy gedoen. Goed, so ons gaan weer aan. Ons is nog nie klaar met hierdie liggaam van Christus van julle nie, ons is nog nie klaar nie. So ons gaan weer aan. Vanoggend wil ek nou vir julle, ek gaan weer my inleiding weer in 1 Korintiërs 12 wees. Dan doen ek 2 illustrasies en ek gaan met julle 3 punte deel en dan gaan ons see toe. So dit deel, so reg. So is julle reg met dit? Okay, goed. So 2 illustrasies, 3 punte en dan gaan ons see toe. Ek weet nie, my man het gesê hy moet iets van terugval. Hy maak ook soos ek koop goed en dan gaan hy net met hy dit beskik terug. So ons is in 1 Korintiërs 12. So ja, om André kom maar skryf op, so dis die heel eerste slide. Wie van julle ken hierdie game? Weet julle wat hierdie is? Dis 'n boks. Dis 'n boks. Ja, wisselboks. Hy is 'n boks. En hy sê 'n boks. Weet ken julle hierdie game? Jinga, hulle doen dit nou al. Julle het al gespeel. Ken julle dit? Okay, alright. Goed. Dis net nou hierso, want dis my man se speletjies hierdie, julle. En nou nie goed verwoes nie, né? So. Goed, 1 Korintiërs 12 sê ons is een liggaam met baie lede. Is dit so? Maar ek moet nou begin. Ek moet nog reg gepak. Ek het hom reg mooi gepak. Ek gaan vir julle die skrif lees terwyl hy daar is. Hy sê so en dan gaan hy aan en ek gaan hier by die laaste 3 verse en in die middel van die hoofstuk gaan ek weer bystaan en ons gaan vanoggend daarvan af weer wegtrek en dan gaan ons gaan. Okay. 1 Korintiërs 12 vers 25 tot 27. Ons het nou geweet, dis een liggaam, ons het verskillende dele en nou sê hy hoekom? Die rede, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, so ons elkeen moet ons eie deel doen, ons moet weet dat ons is elkeen belangrik in hierdie liggaam, alhoewel ons verskillende funksies het, alhoewel ons anders te lyk. Hy het hierdie game al baie gespeel. Goed, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar. Okay, kom ons probeer weer. Hierdie kant het ek gehoor is, julle is daar. Ons draai in die middel. Wat mag wat doen? Okay, almal saam, mag? Dra. Nou, okay, goed. Nou sê hy vir ons, hy sê die liggaam, sien julle hier is 'n liggaam. Hier is 'n eenheid. Okay, kom ons praat gou oor hierdie liggaam en hierdie eenheid. Dis blokkies wat hom bou. Sien julle dit is verskillende blokkies en hulle lê in verskillende rigtings. Sien julle dit? As jy nie kan sien, jy kan nie definitief vorentoe kom. Goed, dan
die game ons nou soos volg. Jy begin hierdie ding groei. Jy begin ons bou. Weet julle hoe werk dit? So ek druk ons nou. Ek moet nou nie alleen is nie. Ons gaan alleen weg. Maar begin ek ons nou bou hierso. Is dit reg? Doen ek so ver goed? Moenie bewe nie. Sê wat van my. En ek bou hierdie ding. Sien julle, hy groei. En ek bou hom. Dis baie maklik. Okay? So hierso is 'n gewig wat nie van onder af gedra word. Sien julle dit? Maar hierdie ding gaan op. Okay. Hy groei. Wat? Julle. Wat gaan gebeur in die negosie? Die liggaam is gebou dat ons gelyke sorg mag dra, anders gebeur iets. Ja, klopt so. So. Okay. Ons gaan alle hoor, ons verskyn van plekke, ons doen dit vir verskillende goed. En as ons nie versigtig is nie, en ons mekaar nie aanhou dra nie, gebeur daar iets. Okay. Goed, nou dat ons daar is, en ons dit bepaal het, nou kom die skrif verder in hierdie laaste gedeelte in Korintiërs 12, nou kom hy by vers 27 en hy sê die volgende, hy sê, maar wie? Julle is die, wat? Liggaam van Christus. Goed, so ons het dit bepaal, ons is op die inleiding en ons is reg. Right, kom ons hardloop. Ek het altyd 'n vriend gehad, hy het altyd vir my gesê, kom kry jou laat praat ons hardloop. Kom ons hardloop. Ons gaan in die Nuwe Testament bly, ons gaan na Lukas 2 toe, vir julle wat 'n Bybel het, dit is in die Nuwe Testament. Dis die tweede boek van Lukas. Die eerste vers in die eerste gedeelte in Lukas kan jy gaan sien, begin met die opskrif is die geboorte van Jesus Christus. Nou hierdie is nog 'n redelike lywige hoofstuk. Hy eindig by vers 52, waar dan ook my skrifgedeelte gaan wees en waar ek gaan stil staan. Maar kom ons begin al by vers 1. Ek gaan nie die hele een lees nie. Ek kan nie spoed lees, dit is so vinnig lees. Goed, ons begin hierbo. Ons sien hier word Jesus gebore. Nou sien ons die herders van Bethlehem, dan sien ons Jesus word na die tempel geneem. Hy word toegewy en nou kom ons hier by die gedeelte hier in die middel, vers 41, sien ons Jesus is 12 jaar oud en hy is in die tempel. Sy ma gaan soek hom en hulle kry hom na die tempel en hy sê vir hulle, maar ek is besig met my vader se dinge. Is dit so? Ken julle, is julle almal bekend van daardie gedeelte? So julle ken die gedeelte en ons nou is Lukas 2, vers 52. Dis nou ook die skrif van oordenking vir vanoggend. En Jesus het toegeneem in wysheid en in grootte en in genade by God en by die mense. Ek het vir julle die NIV ook opgesit. Hy sê, and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and with man. So ons kan sien, Lukas 2 gee ons 'n oorsig van hierdie liggaam wat God verkies het om verlossing te bewerkstellig en hier is 'n groeiproses. Hierdie hele hoofstuk is toegewys of gedevout aan 'n groeiproses. En vanoggend wil ek vir jou 'n vraag vra. En ek wil inhaak by ons reeks wat sê wees sy liggaam. En ek wil die volgende vir jou vra of sê wees sy liggaam wat groei. Amen. Wees sy liggaam wat groei. Enige lewende organisme moet groei. Anders is daar nie lewe nie. Nou groei gaan gepaard met 'n paar goed. Rek, strek, uitsit. Veranderings. Ons vel sit uit. Soos daai klein mannetjie daar voor kyk en ons kyk na enige kinders hier so rond, dan vergeet ons is ook so groot gewees met ons velle en ons bene en alles wat aan ons nou, waar ons nou vaskyk het gegroei, het uitgesit, het verander. En ons vergeet baie keer, behalwe vir die fisiese
liggaam nie. Ons het na mate ons ouer geword het, na mate jy deur die lewe gaan, het jy gegroei in jou emosies. Is dit so? Het jy gegroei in jou denkwyse en in jou patrone? Het jy gegroei in hoe jy die lewe sien? Jy het gegroei in jou waardes, jy het sekere veranderings aangepas. Daar was 'n proses van groei wat met jou saamgegaan het en ons het deur dit gegaan. En hier is ons nou en ons kyk na Jesus in Lukas 2. Hy is die voorbeeld van die liggaam van Christus, wie julle is, en ek sê nou vir julle, groei is onvermydelik. Ja, dit wees. Vir ons om lewendig te wees, moet ek nou vir julle sê, groei is onvermydelik. Ja. Ons gaan nie daaroor verby. Ek dink nie my ma nie. Ek dink niemand het ooit vir my gesê hulle wil die baksteen op my kop sit sodat ek onder kan kyk. Ek weet daar's mense wat sulke goed sê, maar ek dink ek was te wind teen dit, gedink nee, laat sy my net nog groot word, dan sê hy barsene sonder daar niks nie. So, groei is onvermydelik. So vanoggend wil ek vir die liggaam wat hier voor my sit, vir die mense wat hier sit, vir die lede afsonderlike lede sê, groei is onvermydelik. Ons gaan dit nie kan vermy nie, want hierdie is 'n lewende organisme. Nou moet jy amen sê. Amen. Is daar lewe hier? So dan is groei onvermydelik. Ons gaan dit nie kan vermy nie. Vir ons om te kan groei, gaan ons sekere aanpassings moet maak. Is dit so? Kom ons praat oor 'n aanpassing. Maar opoffering is 'n verlies. Dis waaroor ons verlede week gepraat het. Nou julle, verlies, jy verloor jou titels, jy verloor sekere dele van jou temperament, jy kan partykeer gee jou geld, jy verloor jou tyd, want jy staan net af as verlies vir 'n maand gepaard gaan. Aanpassings is waaroor ons vanoggend gaan praat. Aanpassings vind plaas wanneer jy sekere ding ruimte voormaak vir verbetering. So ek gaan vir julle 3 aanpassings gee, wat jy heel moontlik in jou lewe gaan moet maak, om ruimte te maak vir verbetering, om plek te maak vir groei. En ek wil vanoggend vir julle sê, nie net vir jou as persoon nie, hallo, probeer gepad vir ons as kerk. Ja. Ja. Hallo dan. Ons as kerk, aanpassings. So ek gaan vir julle 3 aanpassings gee. Aanpassings, ag, dit is nie so erg. Maar ek kan nogal redelike mense. Goed. Eerste een is 'n maklike een, want ons is ek gaan met die maklikes begin. Ons is nogal redelik bekend met hierdie een. Mense sal vir jou sê ek gaan 'n aanpassing in my lewenstyl maak. Wat sê hulle vir jou? Ek sal nie hulle wys hoe werk. Ek sien julle hier rond vandag vanoggend. Dink julle hier is plek vir groei? Ja, kom aan mense. Hulle moet dit net doen. Hier's 'n aanpassing in my lewenstyl, in my eetgewoontes, want anders gaan ons nie meer in dit pas nie. Is dit reg? As een of ander iets, my eetgewoontes, wat 'n invloed het, wat maak dat ek nie meer in hierdie rond gaan pas nie. So ek moet 'n aanpassing in my lewenstyl maak. So eerste een is lewenstyl. Goed, wanneer ons praat van lewenstyl, praat ons van hoe doen jy die lewe? So ek wil sê, jou lewenstyl moet aangepas word, sê ek vir jou, die manier hoe jy die lewe doen, moet aangepas word. Nou waarvan praat ons wanneer ons sê, jou lewens of die manier hoe jy die lewe doen, moet aangepas word. Baie van julle is bekend met dit, baie van ons getroude pare sal vir die man sê, jy moet 'n balans kry tussen jou gesinslewe en werk. Jy moet jou lewenstyl aanpas. Is julle bekend met dit? Verstaan julle dit? So nou is baie maklik. Goed. So jou lewenstyl is die manier hoe jy kies om jou lewe te doen. Jy doen dit op grond van wat vir jou belangrik is en soms moet daar aanpassings gemaak word. Kom ons toets gou jou lewenstyl. Sê gou vir my, in jou lewe, waar het jy God ingeskeduleer? Ek sê nie kerk nie. Ek sê God. Julle tyd. Wat sê? Hier's mense wat in hulle lewe
lewe plek gemaak het vir God. Anders leef hulle net vir hulle self. Hulle het God doelbewus in hulle lewe ingeslot. Hulle het hulle leefwyse aangepas, want hulle weet dat God is vir my belangrik. Ek moet daaraan aandag gee. Dit is vir my 'n moed in my lewe. Ek gaan my lewenstyl aanpas. Ek skeduleer God in my lewe. So, verder. Wat se gewoontes is daar wat ek nou nog handhaaf? Wat maak dat ek God nie kan hoor of kan sien nie? So jou leefstyl, die manier hoe jy lewe doen met baie keer sekere gewoontes en patrone. En daai gewoontes en patrone kan maak dat jy die Here nie kan hoor of sien nie. Aanpassing. Gaan op 'n diet van series kyk. Ek doen dit vir nou. Ek moet. Anders begin my lewe rondom dit. Aanpassing. Ek moet my leefstyl aanpas. Ek moet anders begin leef. Ek moet my dag anders beplan. Okay, kom ons gaan na die kerk toe. Hier op dit. So, aanpassing, leefstyl. Hoe doen ons kerk? Wanneer ek met jou praat en ek sê vir jou, jy gaan die leefstyl of die manier wat jy kerk moet doen aanpas, praat ek met jou oor seker goed. Kom ons begin by 'n lekker ene. Die manier hoe ons konflik hanteer in die gelowiges, in die omgewing van die gelowiges. Aanpas. Hoe gaan ons dit? Daai leefstyl, daai gewoonte, die manier hoe ons dit in die verlede gedoen het, is 'n demper vir groei. Dit restrikt groei, soos hierdie nate verdere groei restrikt die manier hoe ons met mekaar in konflik gaan groei. Aanpas. Verder in die liggaam is daar sekere ander aanpassings wat ons moet doen. Die manier hoe ons saam met mekaar werk. Die manier hoe ons skep ons omgewing van spanbou, skep ons 'n omgewing van innovasie, skep ons 'n plek waar mense welkom voel. Of is dit in Pretoria het ons altyd gepraat van kliks. Ken julle van kliks? Dis 'n geslote operasie, dis 'n toeplekkie. Jy kan nie inkom as jy nie te sien. Die manier hoe die mense praat en waaroor hulle praat, dit is toe. Aanpas aan my leefstyl. Hoe kyk ek na vreemdelinge? Hoe kyk ek na nuwelinge? Hoe kyk ek na nuwe kommers? Daar's nou vir jou aan werk, leefstyl, aanpassing. Goed, tweede een, loyaliteit. Nou hierdie was nog 'n moeilike een vir my gewees, want loyaliteit is eintlik 'n baie goeie eienskap. So hoe, nou sê jy vir my, ek moet my loyaliteit aanpas. So ek gaan vir julle net verduidelik aan die hand van wat met my gebeur het. En dan het ek vir julle verlede gevra om my te help. Dis wat ek doen. Ek het vir 30 jaar by Salomon gemaak. En toe eendag toe ek bietjie gaan sit en somme doen, toe sien ek, nee, julle raak my, want julle wandfooie is baie lief. Okay? Toe maak ek die bankrekening toe en ek gaan na 'n ander bank toe. Nou vroeger jare, as jy by 'n bank gemaak het, die dag bly, is dit so eintlik, want jy was loyaal. Ek sê, onthou julle dit lank gelede, het die bankbestuurder geken, nie so lank genoeg gesê, hoe gaan dit? Nou moet jy 'n callcenter bel. Julle is nog ouer as ek, julle is nog sterk te weet af. Die jong mense weet dat niks waarvan ek praat, hulle praat net die callcenters. Vroeger jare het die bankbestuurder geken. As jy skuld nog gelede het jy by hom geklop en jy het ingegaan. So ons was baie loyaal teenoor die bank gewees, vir 'n sekere gedeeltes van ons lewe, en ons is loyaal teenoor sekere goed. En ek wil volgens vir sê, wat dink julle is loyaliteit? Loyaliteit is nie teenoor 'n insetting of 'n instansie of 'n organisasie nie. Hallo? Loyaliteit is teenoor 'n doelwit.
gaan dalk vir jou iets wees wat jy moet aanpas. Want moontlik is daar loyaliteit in jou lewe ten opsigte van sekere instansies, sekere instellings, sekere organisasies in jou huishouding, in jou lewe, in die manier wat jy kerk doen. Kom ons toets dit. Maklike toets. Ons doen dit altyd so. Waaroor is jy nie? Waar teenoor wat is jy loyaal? Ons doen dit altyd, nog altyd so. Dis nog altyd so. Broer so doen dit en dit, en hy doen dit, ons doen dit altyd so. Toets. Toets. Goed. Volgende vraag op. Ons doen dit nog altyd so. Wat wil jy bereik? Ja. Ons is loyaal teenoor 'n doelwit, dit wat vir ons mik, dit wat ons op pad is, dit wat ons wil by uitkom, ons is loyaal teenoor dit, ons is nie loyaal teenoor 'n instelling, ons doen dit nog altyd so, of 'n instansie of 'n organisasie. Ek sal nou niks sien oor Sandra Greenwood nie, want ek voel nog sterk. Maar in elk geval, jy gaan sekere aanpassings moet maak oor waaroor jy loyaal teenoor is. Jy moet jouself vra, is hierdie loyaliteit gekoppel aan 'n doelwit wat ek wil bereik? Of is dit maar net gemaklik en gerieflik? Daai loyaliteit aan 'n instansie of aan 'n organisasie of aan 'n instelling maak dan aan die groei kan plaasvind. Amen? Amen? Right! Volgende een, ons is amper by die sien. Leierskap. Leierskap. En voordat jy nou vir my vertel, ja, maar ek is nou nie 'n leier nie. Dis ons nou. Ek het nooit op die plek geword op skool nie. Ek is nie 'n leier nie. Ek sien iemand wat mense nou nie, ek het nou nie so tipe van persoonlikheid of iets nie. Maar ek gaan met julle iets doen. En jy iets vra. So jy wil net vir my vertel, ek is nie 'n leier nie. Sê jy vir my die volgende. Jy sê, jy sit in elke faset van jou lewe en waar gaan iemand moet kom en sê, kom ons doen nou dit. Is dit wat jy vir my sê? Wie lei jou? So elke faset van jou lewe het jy oorgegee aan iemand anders se invloed. Jy het oorgegee aan iemand anders se leiding. As jy nie 'n leier is nie, ek wil vir jou sê, hallo, aanpassing. Jy moet ten minste jouself lei. Jy moet ten minste jouself vat van een plek na 'n ander plek toe. In sy, hoe kan ek sê, in die skool, in die van fundament van leierskap lê een woord, beweging. Beweging. Leierskap is beweging. Dis om van een plek na 'n ander plek te beweeg.
beter nou wees, as jy net luister, hy het na homself gedink, hy het tot homself gekom, he came to himself, sê die Engels, en hy het vir homself gesê, laat ek opstaan van hierdie varkhok, en na my pa toe teruggaan, beweeg, vir 'n beter lewe. Hallo? Waar is jy volgende? Is jy okay om in 'n varkhok te wees? Is jy okay om tevrede te wees met die pene van die lewe? Dan wil ek vir jou sê, come to yourself. Ons het nie nodig om vir die Heilige Gees te waag. As jy weet wat die beloftes in sy woord is, want jy weet daar seker goed wat jy moet doen. Jy moet oorgaan tot aksie. Dit gaan nie help ons wag tot die engeltjies dit gaan kom doen nie, want ons moet 'n beweging kom, ons moet tot onsself kom en sê, hierdie is nie vir my nie, dis nie vir my aanvaarbaar nie, ek moet myself uit hierdie posisie uitkry, ek moet oorbeweeg en ek moet opstaan en ek moet teruggaan na my Vader toe. Ek moet aksie neem. Leierskap, jy moet jouself ten minste lei. Vat eienaarskap van jou lewe. Mama, vanaf jy kinders het, wat se beweging het daar in jou kinders se lewens plaasgevind? Waarin het jy hulle gelei? Waartoe het jy hulle gevat? Pa, vanaf daai vrou met jou getroud is, waartoe het jy haar gevat? Waartoe het jy haar gelei? Wat se beweging het jy in haar lewe veroorsaak? Nou gaan ons een stap verder. Vanaf jy daai plek werk waar jy werk, wat het verander? Wat is anderste? Wat het verbeter? Wat het anderste begin werk? Waar het jy leiding gebied? Okay, kom ons gaan nog een stap verder. Vanaf jy in hierdie gemeente is, wat is anders? Wat het verander vanaf jy in hierdie gemeente is? Waarvoor het jy eienaarskap gehad? Waarvoor het jy die gewig gevat van hierdie liggaam? Is jy bereid om 'n aanpassing te maak in jou lewe? Ons moenie eeuwigheid verloor dat ons oggend met mekaar praat oor aanpassings vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke uitkoms nie. En daai uitkoms is groei. Groei. Ons wil groei. Nou vroeër jare in die kerkwêreld het hulle kerke gemeet aan hulle noem dit ABC. Weet julle dit? Ek het dit so gewerk. Goed, so vroeër jare as jy na enige kerk kyk en as jy na enige pastoor kyk wat sy bediening, wat volgens, of hulle het 'n pastoor gemeet dat sy bediening floreer op grond van ABC. Attendance. As jy kerk het vir vol mense is en ons baie mense, daai ou doen goed. Okay. B, buildings. Hoe groot is die gebou, wat is er daar in die gang, wat is julle allemaal mee besig, en dan ons ander vywe dit neem, C, cash. Hoeveel geld is in die bank? So dit is wat die pastore in die kerkwêreld gemeen het. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil dit vanoggend in jou voorhou, dis eintlik waar ek wil dit in jou voorhou. Groei, soos Jesus gegroei het, was nie net in een van sy. Die skrif verklaar duidelik in Lukas 2, hy sê, Jesus het gegroei in grootte, in wysheid, in guns by God en by mense. Kom ons stop net vir 'n oomblik daar, ons rus net daar. Met ander woorde, jy kan groei by guns by God en nie groei by guns van mense. Ja. Hallo daar? Dis hoekom jy mense kan kry wat geseënd is, wat geroep is, wat jy nooit nie op hulle lewe is, maar hulle leefstyl, die manier hoe hulle die lewe doen, waaroor hulle teenoor loyaal is, wat hulle self inlei, is nie gesond nie, en is nie 'n goeie getuienis nie, so hulle nie guns by mense nie.
groei in guns by God, groei ons outomaties in guns by mense? Ja. Hierdie selfde skrif kan julle gaan lees in Samuel, in die boek van Samuel. Samuel het ook gegroei in guns by God en in guns by mense. So as gemeente kan ons groei in guns by God, ons moet al beleid dat ons moet groei by guns by mense. Hoe doen ons dit? Kom ons beweeg weg van oorvloed, of kom ons sê, Here, ons vat die oorvloed. Ons vat die ABC, ons vat die attendance, ons vat die buildings, ons vat die cash, en weet jy wat sit ons by? Invloed. Invloed. Wat is invloed? Invloed is om 'n impak te maak. Invloed is om iets te kan verander. Kom ons verduidelik iets vir. Nou hier is maar nice en Jenga blokkies nou weer. So ek gaan nou vir julle verduidelik wat is die verskil tussen oorvloed en invloed. Right. Kan julle my sien? Jy wat nie kan sien, ek kan maar opstaan. Dis nie 'n probleem nie. Goed. So oorvloed werk so. Wat gebeur hierso? Dit loop oor. Goed. So met ander woorde, numeries. Ons groei in geld, ons groei in mense, ons groei in geboue, ons groei in sekere. Ons loop oor, daar's oorvloed. Dis gewoonlik baie visueel. Jy kan dit redelik goed sien. Dis hoe oorvloed werk. Famous mense lyk oorvloedig. Ek lyk ook volgens oorvloedig. Ek het met alles aan. Hallo? Goed, kom ek wys julle hoe werk invloed. Check wat ek hier so. Wat sien jy? Dis nou strook van almal. Kom ek wys julle hoe werk invloed. Wat gebeur hierso? Sal hierdie ooit weer water wees? Kan ons water maak? Dis nou koeldrank. Dit, hierdie water, beïnvloed. Daar was 'n invloed wat uitgeoefen is. Kom ek verduidelik dit vir op 'n ander manier. Oorvloed, kan maak dat jy in 'n baie nice huis en 'n baie nice area bly. Invloed kan maak dat die omgewing in jou area verander omdat jy daar is. Hallo daar? Invloed. So ons wil groei en nie net nommers nie. Ons wil nie net groei en oorvloed nie. Ons wil vra, Here, gee vir ons guns by God en by mense. Here, gee vir ons guns dat ons kan groei in invloed. Ons wil groei in invloed. Ons wil nog in ander dimensies in beweeg en ons wil oorbeweeg, Here, van nie net van dit van die sigbare nie, maar van dit wat ons ook kan verander. Verander. Invloed beteken ek kan iemand se persepsie, die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle besluite neem, die manier hoe hulle optree, kan ek verander, want ek is in die teenwoordigheid. Ek beïnvloed hulle, ek voer invloed oor hulle. Het jy al gehoor van, jy is die sout van die aarde en die lig van die wêreld? Invloed. Invloed. En vervolgens wil jy vra, is jy bereid om aanpassings te maak, sodat groei kan plaasvind, wat ons groei in invloed. Is jy bereid om sekere goed reg te skuif in jou lewe? Is jy bereid om van sekere goed meer buigsaam te wees, sekere goed meer eenkant te skuif? Aanpassing so groot uitdaging is, flexibiliteit.
Is jy bereid om te sê, weet jy wat, my doelwit is groter, dit wat ek wil bereik, die groei waartoe ons strewe, dit wat ek wil beïnvloed, die invloed wat ek wil uitoefen op mense, is groter as hierdie loyaliteit wat ek aanhaal. Vanoggend wil ek vir julle sê, hier is vanoggend mense in hierdie gebou, wat alreeds besig is om hierdie toets te gaan. Jy sit in 'n situasie in jou lewe, wat jy weet, ek kan nie my oorvloed, gaan nie hierdie situasie red. By EFT gaan nie hierdie situasie gaan. Geld in jou hand, gaan nie hierdie situasie gaan. Daar is situasies in een van julle se lewens, of in julle lewens, waar jy besef, dat Here, my oorvloed van tyd, my oorvloed van wat ook al ek tot my beskikking het, gaan nie hierdie situasie verander nie. Al wat dit gaan verander, is my invloed. Ons situasie, ons mense met wie jy nou in aanraking kom, wat jou invloed van jy is die liggaam van Christus. Jy is die een wat sy woord eet, wat weet hoe om die lewe te doen. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy bereid om aanpassings te maak. Amen. As jy bereid om ruimte te maak vir groei in verskillende dimensies. Nie net van jou lewe nie, maar ook van hierdie gemeente, hierdie liggaam. As jy bereid is om